30 Mei tot 5 Junie, aan sy se eervolle vermelding, prosa stuk. Die lofsang van die kriek, geskryf deur Jan H.J. van Staden. As daar nou een ding is, wat my ma altyd uit die slaap gehou het, dan was dit 'n kriek. Sy het gesê, dit voel of 'n mens met speakers in jou ore aan die slaap moet raak. Vele aande onthou ek, hoe sy goed in die huis rondgeskuif en later rondgegooi het, om 'n luidrugtige kriek te vind. Ek dink nie sy was ooit suksesvol nie. Wonder of dit dieselfde kriek was, wat haar siel oor die jare versondig het. Heel waarskynlik nie. Krieke word seker nie so oud nie. Miskien moes ek bietjie opgelees het oor die lewensduur van 'n kriek, toe ek die geleentheid gehad het. Nou, is dit dalk te laat. Is dit oukei om die tydelike met die ewige te verwissel, as jy nie genoeg oor krieke weet nie? Dit is vreemd waaraan 'n mens dink, as jy op die rand van die afgrond staan en die diep onbekende voor jou lê. 'n Snik ruk deur my lyf. Dit skok my, want ek wou eintlik grinnik oor my gedagtes en my herinneringe aan my ma se irritasies. Iemand het eendag gesê, dat jy jou lewe voor jou sien verbyflits, as jy die eenrigtingskloof moet oorsteek. Sedert ek hier ingeboender is, het nog niks sinvol verby my geflits nie. So dalk is daar nog hoop. Dis nou as ek die elusiewe krieke van Schubertstraat buite rekening laat. Schubertstraat. Vir die eerste keer wonder ek oor ons straatnaam uit my kinderdae. Was dit ook een of ander belangrike oom wat iets van waarde ontdek het? Iets soos 'n bol poef wat in die heimlike uitgewerp is deur onbekende oerwese. Dalk was hierdie wese se naam Bert, en toe sy ma sien wat hy gedoen het, toe sê sy, "Sjoe, Bert." Hierdie keer kry ek 'n grinnik reg. Oftewel, ek dink so. Die gooiingsak is so styf om my kop vasgemaak, dat ek sukkel om my gesigspiere te roer. Miskien verbeel ek myself dat die sak te styf is. Ek weet nie meer nie. Vrees is 'n swak leermeester. Bedompige, krapperige, stinkende gooiingsak. Kon hy nie iets beter gekies het? Dalk een van daardie sagte swart oliesakke wat, tot jou skok, duurder as jou kruideniersware is, as jy ewe kordaat instem op die teller se vraag of jy 'n sak benodig. Ten minste sou dit sekerlik lekker geruik het ook. Dit is vreemd dat die bedompige reuk van die sak oor my kop my in 'n oogwink teruggeneem het, na die tyd toe ek as klein dogtertjie by my pa op die garage se vloer gesit het, wanneer hy aan ons ou skedonk gewerk het. Ek wou eendag my hande, wat vol stof was, afvee, en toe gryp ek sy lap. My hande was vuiler, nadat ek die lap gebruik het. Lekker dom, het my pa gesê, en uit sy maag gelag. Ek dink, hy sou na my kom soek het, as hy nog geleef het. Net soos nimmer ouer wordende Liam Neeson in Teiken. Nog 'n droë snik ruk deur my lyf. Die kriek se dreun sang verhoog in intensiteit. Dalk ontstel my gehuil om. Is dit nie ironies dat my ma se grootste frustrasie uit my kinderdae nou die grashalm is, waaraan ek vasklou nie? Iewers
In hierdie muf, stinkende vertrek, waar ek op die randjie van die spetwoordelike afgrond balanseer, kruip 'n kriek weg. Skaars 'n paar minute nadat my ontvoerder my hier soos 'n volle sak neergegooi het, het die kriek begin tjirr. Miskien is die kriek ook 'n gevangene, maar Aspres, hy wil hier wees, want vir hom is dit knus en warm. Vir my is dit hel. Die gedagte alleen laat my liggaam onbedaarlik aan die ruk gaan. Dink, begin huil, maar ek weet nie. By tye ken ek myself nie meer nie. Dis asof 'n nuwe wese opgestaan het uit die bad van wedergeboorte. My emosies is kots in 'n tuimeldroër en die onderskeid tussen vrees en vrede en tussen blydskap en teneergedruktheid het onmoontlik geword. Alle eer aan Racheltjie de Beer wat haar broer kon vereer. Alle heil aan Paulus en Silas wat ingekerker lofliedere kon sing tot eer van hul Heer. Ek dink God het my vergeet. Dalk ken hy my nie. Dalk is ek maar vir hom net een van die gesiglose aardlopers wat elke dag voortstrompel tussen die mishope. Soos Bert. Sjoe, Bert, vra sy mammie. Wat het jy daar? Ek begin weer onbedaarlik lag, maar dit klink soos 'n gekras van 'n kranksinnige. Kriek mis 'n rat. Dalk moet hy eerder vir my begin bid, want ek dink ek is besig om my verstand te verloor. Imagine die koerantopskrifte. Kriek se kragtige gebed red versukkelde vrou uit die kloue van 'n verkragter. Snik ruk weer deur my lyf. Wat is my ontvoerder se plan met my? Is hy 'n verkragter? Genadiglik het hy nog niks aan my gedoen nie. Nog nie eens 'n woord vir my gesê nie. Kos kry ek 3 keer 'n dag, maar ek moet raai wat dit is. Elke keer as hy wil hê ek moet eet, trek hy my ooreng sodat ek regop kan sit en dan maak hy iets om my nek los. Dit stel hom in staat om die vrotlap van onderaf op te rol totdat my mond oop is. Dan voer hy my. Dit maak my die naarste. Nie die reuk van die lap, die smaak van die kos of my benarde situasie nie. Nee, die indringing van sy vreemde vingers my mond as hy die kos inforceer. Dit voel of dit alle grense van privaatheid en intimiteit oorskry. Ek voel verneder en onteer. As ek nie so bang was vir die gevolge nie, sou ek dalk al probeer het om een van sy vingers af te byt. Ek het na die tweede gevoerdery gesmeek, dat hy my moet toelaat om self te eet. Dat ek niks snaaks sal doen nie. Hy het my nie geantwoord nie. Ek weet nie eens of hy my verstaan het nie. Van dat ek met hom te doen het, het hy nog geen woord gesê nie. Ek weet nie hoe oud hy is nie. Ek weet nie hoe hy lyk nie. Ek weet nie wat ras hy is nie. Is dit 'n man? Ek dink so. 'n Vrou se aanraking is anders. Die hele aura wat 'n vrou omring is anders. My intuïsie sê dit vir my. My bene begin vir die soveelste keer kramp en ek probeer dit oplig.
Geklingel van 'n ketting ruk my wreed tot die werklikheid terug en ek onthou dat my enkels vasgeketting is aan 'n ysterpen in die grond. Met moeite skuif ek op my dun matras af om my bene in gebuigde posisie te kry. Dit is moeilik en ek kreun van die pyn. My arms is agter my rug vasgemaak. Sal my liggaam weer normaal kan funksioneer as ek dalk hier vrykom? Ek twyfel. Byt vas, Katie! Jy kan! Ek hoor weer my ma se stem vanuit die skare op die paviljoen, terwyl ek ronde na ronde om 'n baan na nêrens hardloop. Ek het altyd ontken dat ek haar hoor, bang dat sy sou vra waarom ek dan nie vinniger gehardloop het nie. Asof ek dit sou kon doen. Ek kon nooit 'n antwoord uit haar kry, of sy ook die verdomde 3000 op skool gehardloop het nie. Miskien was haar aanmoediging nie vir daardie ooit mergelende item op skool nie. Dalk het sy die profetiese lewe gespreek, onbewus van die benarde situasie waarin ek my eendag gaan bevind. Of het sy dalk geweet? Hulle sê mos, 'n ma weet alles. Die kriek bly stil. Ek hou my asem op. Is die man terug? Nog elke keer as hy kom voer, het die kriek stil gebly. 'n Tsunami van naarheid begin deur my spoel en ek voel hoe paniek my oorweldig. Ek voel al sy smerige aanraking op my lyf as hy my oorent trek. Sy verkragtende vingers in my mond as hy my voer. Ek hoor sy asemhaling in my oor en sy sagte gesteun as hy my oorent trek. 'n Nuwe gedagte tref my met 'n grensverskuivende skok. Wat as hy net die middelman is? Wat as hy my moes ontvoer, want ek pas die profiel vir een of ander vet, swetende sheik in die middel van 'n kurkdroë woestyn? Wat as die opdrag is om my net voor te berei? Ek is nie hier vir my ontvoerder se plesier nie. Daardie besef begin al meer bosvat. Hy sou lank al sy verwronge fantasieë op my uitgesweet het, as hy my vir homself gevang het. Ek is bestem vir iets anders. 'n Sweet, so koud dat dit die Noordpool sal laat smelt, slaan op my lyf uit. Ek het genoeg gebinge aan misdaadprogramme op al die realiteitskanale om te weet wat kom. Miljoene mense wêreldwyd is in slawerny en dit is 'n groeiende mark. Is ek bestem vir die harem van 'n harige Arabier tussen die droë sandduine van Saudi-Arabië? Of dalk vir 'n stinkende fabriek in een of ander oosterse hoel? Is dit ooit wat moderne slawerny nog behels? Sê nou, hulle soek ieder my organe. Blykbaar is dit 'n massiewe ondergrondse donker mark, niere, harte en sommer enige ding wat oorgeplant kan word. Dalk moet die vir misleidende Sangoma se pruttende pot pasta om 'n broodjie te smeer. Katie, die healer. Ag, as ek net geluister het en nie alleen gaan stap het nie. Ek huil weer. Byt vas, Katie, jy kan! My ma se stem weer galm weer van die paviljoen af. Is dit
ook hiernamaals wil binnegaan. Die steunende arbeer, so gereeld bo op my, dat ek dalk begin vergeet hoe die son lyk, of in een of ander onwettige fabriek, met plooiende vingers, swoegtend aan die duisendste grys overall, of opgekap en gesorteer op 'n geroeste staaltafel. Of, ek dink nie so nie. Nie Katie van Rensburg nie. Die kriek begin weer tjur en dit vul my met vreugde. As ek enigstens die kriek se sintuie kan vertrou, het die man nog nie weer opgedaag nie. Vir 'n ruk lê ek doodstil en luister na die kriek se dreensang. Is dit hoe die medegevangenes ook geluister het na Paulus en Silas se lofliedere? Ek probeer die gedeelte in die Bybel my gedagtes herroep. Wanneer laas het ek dit gelees? 'n jaar, 2 jaar, 5 jaar. Tyd vlieg ook so vinnig. As ek reg onthou, het alle gevangenes se boeye afgeval as gevolg van Paulus en Silas se lofliedere. Sê nou, dit is die doel van krieke. Sê nou, hulle is veronderstel om mense wakker te hou, sodat hulle op hulle knieë kan gaan en begin bid vir een of ander saak. Dalk het my ma onnodig teen die prikkels geskop. As sy elke keer op haar knieë gegaan het, sou haar boeie afgeval het. Sou sy nie so deur die lewe gesoog het nie. Wie's ek om te oordeel? Wie's die een wat weens haar eie hardkoppigheid gevang is, soos 'n oorlampse muis in 'n val? Kriek se dreensang word in hierdie wat bekend begin klink. Wonder of die kriek 'n gelowige is. Sal sy gesing ook my boeie laat afval? Dalk moet ek saam met die kriek inval en sy loflied uitpasyn. Wie weet, dalk gebeur wonderwerke nog. Ek begin sing.